erediens. Ons sien uit na wonderlike aanbidding en lof geleentheid. 'n Geleentheid waarby ons gaan saam dink rondom die woord van die Here. En ons gebed vir mekaar is altyd dat die Heilige Gees ons harte sal aanraak. Maar baie welkom, ook vir julle wat besoekers is. Ek vergeet baie keer om vir julle ook welkom te sê. Baie welkom hierso. En vir al die Sharks ondersteuners, welkom. Ons het daai wedstryd in 'n oogwink gewen. So vanoggend ons kleintjies, ons sien daarna uit. Ons gaan bietjie saam met Callie en Carla gaan ons ook kuier hierso vanoggend. Ek gaan so vinnig met julle deur 'n paar afkondigings gaan. Julle sien daar môre aand. Ons begin met ons. Daar is hulle. Ons begin vanoggend met ons Pinksterreeks oor die groeikrag van die Gees. Dis ook ons tema, nuwe tree van groei vir hierdie kwartaal. Ek dink die grootste gebed wat ons kan bid is, Here, help vir ons om te groei, help vir ons om wat dit beteken om nader aan U te beweeg. Môre aand 6:00 oor snoeikrag. Is nogal een wat ons nodig het. Snoei is nie lekker nie, maar snoei is nodig. So ek wil vir jou uitnooi môre aand na ons diens toe 6:00 en dan vrugkrag Dinsdag aand ook 6:00. Na die tyd kuier ons lekker met sjokolade en sherries. Dit gaan ook baie lekker wees. Ons tieners, almal van hier van graad 7 tot en met graad 11, ons kuier na die tyd in die gesinskamer. Vinnig deur gaan ons vroue Bybelstudie, maar dis eintlik nie net 'n vroue Bybelstudie nie, dis 'n Bybelstudie. Die groot bywoning is maar deur vrouens, maar ek en Louis is daarom ook daar, net om die balans te hou. So maar julle is baie welkom op 'n Dinsdag 9:00. Ons gaan bietjie saam dink oor wat dit beteken om te wag op die Here. En dan Donderdag wil ons die manne uitnooi, 6:15 in die oggend kom ons hier by mekaar en sing ons saam, deel ons met mekaar. Jy is baie welkom om te kom inskakel. Daar sê ons braaihout. Nou jy sal sien die prys het so 'n bietjie gesak. So jy moet nou spring. Dis nou R25 'n sak met 'n lekker braaihout daar van die Limpopo af. Laat weet vir ons as jy wil hê. Ons het voorraad hierso by die kerk. Kan jy lekker braai daarmee. Nuwe intrekkers, ons het verlede week het ons al vir hulle welkom geheet vir Elbie en Hannetjie Miller. Maar ons wil weer 'n keer vir hulle sê baie welkom hierso by ons. En ons hoop julle gaan gou-gou inskakel en tuis voel. En dan is ons nou hier by vanoggend se erediens. Donderdag het ons Hemelvaart gevier en net voordat die Here Jesus voor die Hemelvaart sal jy dalk onthou dat hy die volgende vir sy volgelinge sê. Bly hierso in Jerusalem, wag, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En nou is ons hier vanoggend, Here, en ons wil vir U vra, kom asseblief en kom vul vir ons ook met U krag. Doen dit asseblief ook in hierdie erediens. Vriende, en jy en ek kan weet dat die Here in al sy heerlikheid en al sy krag hier is en dat hy gereed is om vir ons hierdie krag te gee. Ons sal krag ontvang van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sanggroep, as julle vir ons kan regmaak, ons gaan nou stil raak, soos wat ons doen aan die begin van die erediens. Besige weke, besige dae, en nou is ons hier en ons wil stil raak en net hoor wat die Here met ons wil doen.
van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Het ons sal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil aan die heerlikheid van God, skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks tyd die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Werksaam om ons heen. Ons koning kom, hy's die bruidegom, en ons sy bruid, wat wag vir hom. Maak nou gereed, trek aan die bruilofskleed, jubel voor sy aangesig. Jubel in sy helder lig, kniel in eerbied voor hom neer. Bring hom hulde, bring hom eer. Ons rig ons oog steeds op hom, totdat hy kom. Ons koning kom, hy's die bruidegom, en ons sy bruid, wat wag vir hom. Maak nou gereed, trek aan die bruilofskleed, laat sy liefde brandend bly. Die trooster sorg vir jou en my. Laat ons dan met blydskap gaan. Die trooster gryp ons harte aan. Ons rig ons oog steeds op hom, totdat hy kom. Laat sy liefde brandend bly. Die trooster sorg vir jou en my. Laat ons dan met blydskap gaan. Die trooster gryp ons harte aan. Ons rig ons oog steeds op hom, totdat hy kom. Ons rig ons oog steeds op hom, totdat hy kom.
Lord, I lift your name on high. And I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. And I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. So vriende, dit is so 'n wonderlike voorreg om die Here so te loof en te aanbid. Ek weet nie almal is so lief vir musiek nie en dis nie almal se ding nie, maar ja, dit is regtig 'n manier waarop ons die Here se naam net kan groot maak. Ons weet nie altyd wat se woorde om te gebruik nie en dan kom liedere en liedere help vir ons om vir die Here te sê hoe ons en kan aanbid en sy naam kan groot maak. So ons moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Dankie ook vir die sanggroep wat vir ons voorgaan en wat vir ons help hiermee. En ons weet, ons laat die Here glimlag met hierdie lofsang. Kinders, julle moet by my kom kuier asseblief. Julle weet mos. Ek is so bly julle het gekom, want julle sien nou ons het maatjies vanoggend hier, né? Ander maatjies. Ons gaan ons 'n bietjie met hulle gesels. Om Louis gaan eintlik met hulle gesels. Wat so? Hier is so asof ek 'n verkoue het. Hulle 'n bietjie aan fine-tune daar asseblief, Tiana. Goed. Wie gaan vir ons kers aansteek? Wie het nog nie beerd gehad nie. Sis, kom jy daar. Steek vir ons kers aan. Ons kan lekker. Vir jou help. Kom ons gaan soos 'n geweertjie. Okay. Kom ons hou op so. Skiet dan. Hou jy daar aan die agterkant vas. Skiet ek kom nie vas daar agter. Ja, maar dit is 'n walwerige aansteker hierdie.
Daar sê hy. Dankie. Dankie. En wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Kom maar vir ons oop. As ons Bybel, ons gaan ons uit hom uitlees. En dan die ander belangrike ding is verjaarsdag. Is daar verjaarsdag onder julle gewees? Verjaarsdag onder die wat hier teenwoordig is. Daar is hy Petra. Jy gaan enetjie kry. Ek sien Petra se hand, ek sien nie ander hande nie. As daar iemand by die huis is wat jy weet wat verjaar het en wat kan doen met 'n sjokoladetjie, kom kry asseblief en gaan gee vir daai persoon. Jurgen, sal jy tannie Petra baie geluk. Wie? Ria, ja, Eddie. Gaan jy nou, ja. Jy kan nou nie, moet ek gaan met leë hande huis toe gaan. Gaan gee daarvoor om Eddie, hy moet vir tannie Ria gaan gee. Daarso. Om Eddie, steek jou hand op. Daar sy. En ons gaan vir hulle sing. Vir die van julle wat dalk virtueel na ons kyk, per YouTube ook welkom. En as daar van julle is wat verjaar het in die week, dan wil ons ook vir julle sê baie geluk met julle verjaarsdag. En wat is ons wens vir verjaarsdagmaatjies? My kollega, mag jy weet dat die Here jou liefhet. Mooi, julle het hom nou al. Mag jy weet dat die Here jou liefhet. Nee, dit is 100% so. Maar kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré! Nog 'n pip, hoeré! Mag julle weet, Petra, mag jy weet wat vanoggend hier by ons is, en Ria, Eddie, mag julle weet dat die Here vir julle liefhet. Baie. Goed. En nou gaan ons so 'n bietjie luister hierso oom Louis. Ek gaan vir jou oorgee en dan kuier julle so 'n bietjie. Goeiemôre maatjies. Hy, dis so lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Is dit nie lekker nie? En soos julle kan sien, het ons twee baie spesiale maatjies hierso vandag. Ons het baie spesiale maatjies vandag. Waar is julle? Carla, wil jy iemand roep? Carla? Ja. Kali? Ja, Kali, dit klink soos oupa Louis. Kom ons gaan kyk. Hallo julle twee. Het julle nog geslaap? Nee, oom, ons was besig in ons groentetuin. Oom, moet sommer sien hoe groot is ons tamaties. Net sulke pielies. Haai jene, maar nou is ek nuuskierig. Vertel my so 'n bietjie meer. Hoe het julle tuin begin? Oom, mamma het vir ons saadjies gekoop by die winkel. Tamaties, wortels en boontjies. Dit klink na 'n baie goeie keuse. Ek hou veral baie van die boontjies. Maar vertel verder. En toe het papa gehelp dat ons die grond regkry. Daar was groot klippe wat ons moes uithaal. My pa is baie sterk. Hy het daai rotse sommer tjof uitgehaal. En toe sit julle die saadjies in die grond, né? Nee, oom, ons het eers die grond losgemaak en lekker kompos ingewerk en toe die saad geplant en water gegee. Kali en Carla, julle is reg. Dis baie belangrik om die saadjies in die grond te plant waar dit lekker kossies kan kry. Dit kan dan ontkiem en groei en sulke groot, mooi rooi tomaties maak.
Oom, dit is eintlik wonderlik om te dink dat so 'n klein saadjie kan groei tot 'n plant wat soveel boontjies en tomaties kan dra. Ja, en dink net daaraan, van een vrug kom 'n hele klompie sade wat weer kan groei tot vrugte. Weet julle wat? Ek dink nou net aan iets. Die Here werk eintlik soos 'n tuinier met ons. Hoe bedoel oom nou? Ek het nie grond binne my nie. Nee, Callie, jou karnalie. Die grond en die saad is maar net 'n voorbeeld van ons lewe as 'n tuin vir die Here. Ons harte is die grond en in hierdie harte van ons is dit baie keer maar baie klipperig. Julle weet mos, klippe van soos ek hou nie van jou nie en jy's lelik. En ek dink ek is beter as jy of ek's kwaad vir jou. Ja, oom. Al die ou rotse maak ons harte kliphard en maak dit baie moeilik vir die saadjies om te ontkiem. Oom, ons het iemand so sterk soos my pa of my oupa nodig om daai rots uit te haal. My oupa dop 'n beeskalf net so om. Ja, julle is reg. Die klippe in ons harte is so groot en daarom het ons iemand nog sterker nodig as pappa of oupa. Nou, wie dink julle is so sterk? Ek dink dit is die Here. Hy is die heel sterkste. Net so, Karla. Die een wat die klipperige harte verander, is die Here. Net voor Jesus se hemelvaart, dis nou wat ons donderdag gevier het hy beloof dat sy kinders krag sal ontvang. Die krag van die Heilige Gees. Deur sy Gees kom hy en hy kom bewerk daardie grond van ons en hy haal die klippe uit sodat die saadjies lekker kan groei. Die Gees is ook die krag en die kos wat help dat die saadjies groei. Net soos wat die kompos en die water help vir die groenteplantjies. Oom, ek weet. Dan dra ons die vrug van die Gees. Liefde, vrede, vreugde en geduld. Ja, Karla, jou slim kind. Dis die Heilige Gees se werk en sy krag wat maak dat ons vrugte dra. Soos wat julle groentevrug dra en mamma lekker kos daarvan kan maak vir julle. Net so wil die Gees ook hê dat ander maatjies deur ons hart se tuin hierdie vrug eet en groei in Jesus se liefde. Ai, oom, dis darm lekker om te weet dat die Gees in ons werk. Ek dink ons moet vir hom dankie sê en vra dat hy al die klippe in ons harte kan uithaal en ons help om meer vrug te dra. Callie, ek dink dis 'n goeie plan. Kom ons maak ons oogies toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons die belofte gegee het van die Heilige Gees wat in ons kom werk. Dankie Gees dat U in die grond van ons harte werk sodat ons vrug kan dra. U is ons tuinier en ons wil elke dag meer en meer groei in U liefde. Amen. Oom Louis, ons gaan nou 'n liedjie saam sing om sommer net te sê kom ons loof die Heer, alle kinders van die Heer
'n lekker liedjie. Callie en Carla, julle moet ook lekker saam sing. En hier is maatjies wat vir julle waai, hoor. Julle moet vir hulle waai. Ek weet julle sien nie almal daar sy waai bietjie vir hulle. Daniel. Kyk daar, hierso, Daniel. Kyk daar, Callie waai vir jou. Waar is hy? Daar is hy. OK, kom ons sing. Laat waai. Kom loof die Heer, alle kinders van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Hef op jou hande na die heiligdom en loof die Heer, die Christus het deur sy eie bloed in heerlikheid na God gegaan en so die weg vir ons gebaan, dat ons ook nou na God kan gaan. Bid altyd deur in die Heilige Gees, dat ons aan hom getrou mag wees. Laat wees die hart God se heiligdom en bid en wag totdat hy kom. Dankie julle kan maar sit en julle kan in julle groepie saam met julle tannies gaan. Dankie Callie, dankie Carla. Vriende, ek wens jy kan hier voor kon sit en hierdie gesiggies sien, hoe in verwondering hulle is. En jy en ek, miskien het ons te oud geraak. Ons dink, ja, weet jy wat, ons is maar net poppe en goed. Miskien het ou die verwondering weer nodig van om te weet dat die Here werk. Die verwondering wat op 'n kindergesiggie is om hierso te sien iets gebeur. Dit is eintlik baie lekker om dit raak te sien. So ons vers waarby ons gaan stil staan, ekskuus Anel en Pieter, julle hoef nie hier te bly in gevangenskap. Die kinders mag julle net nie sien nie, né? Ja, baie dankie daarvoor. Dankie Louis vir jou ook. So, julle sal die belofte van die Here, kom ons dink so 'n bietjie saam daaroor vanoggend. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Wat vir my tref net in hierdie versie, as jy net kyk, is dat die Here Jesus nie hierdie belofte gee van jong moontlik nie. Hy sê baie duidelik daar, julle sal krag ontvang. Dis 'n ding wat gaan gebeur. Die Heilige Gees gaan oor julle kom en julle gaan my getuies wees. Daar's nie 'n ding van miskien jong, kom ons kyk nou maar wat gebeur nie. Dit het my nogal weer getref toe ek na die vers gekyk het. Julle sal krag ontvang. Ek 'n bietjie stil staan daar. Tussen krag ontvang en getuies wees is die Heilige Gees. As jy in daai versie ook kyk, en ek wil hê dat ons vanoggend dat ons net so 'n bietjie stil staan en vir onsself afvra, wat is hierdie krag van die Gees? Waarvan Jesus sê. Wat is die betekenis daarvan? Die eerste een is, vriende, en ek vertel vir jou niks nuut nie, maar ek wil jou herinner daaraan dat die Gees van lewe is. Die Heilige Gees, waar die Heilige Gees werk,
is daar lewe, is daar krag. En dit is sommer in die eerste verse van die Bybel gebeur dit. Die Heilige Gees staan daar so in Genesis, net kry daar aan die begin, het God die hemel en die aarde geskep, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef, en die Gees van God sien, maar hier's lewe nodig, en die Here sê, laat daar lig wees, en dan ken jy nou die hele skepingsverhaal, soos wat ons dit daar sal lees. Die Gees van God is 'n skeppergees wat raak sien en wat begin skep. Hy is ook die Gees van lewe wat wanneer God sê kom ons maak die mens na ons beeld, is dit die Gees van God, die asem van God wat in die mens ingeblaas word, die ruach, die Hebreëse woord daarvoor, wat in die mens ingeblaas word. So, wat die Gees van God, daar is altyd lewe en krag waar die Gees van God aan die werk is. Waar die Gees van God binne in die mens wat na die beeld van God geskape is geblaas word, kom daar lewe. Nou die sonde het gemaak dat ons eintlik vir die Here gesê het, Here, ons het nie u asem nodig nie, ons kan op onsself asemhaal. En jy weet, dit werk nie vir ons nie, né? Waar ons op onsself probeer asemhaal, hou dit nie lank nie. Waar ons op onsself probeer lewe en ons op onsself probeer wees, hou dit nie lank nie. Die sonde maak dat ons so 'n bietjie asemnood het. Ons sukkel om asem te haal. En God sien dit raak, want God weet, ons het sy suurstof nodig. Hy weet ons kan nie op ons eie nie. En daarom is hy nie net die Here van lewe, van die skepping. Vriende, jy moet sien, hy is ook die God van lewe met 'n hoofletter. Lewe met 'n hoofletter beteken dat ek weet dat hy Here is. Dat ek weet dat ek sy kind is. Dat ek weet dat ek in sy teenwoordigheid lewe, elke oomblik van die dag. Dat ek weet wat ek uit sy hand uit ontvang, kom van hom af. Dat ek weet dat hy my vashou. Dis lewe met 'n hoofletter. En dit kom bewerk die Gees van ons. Dis die krag van die Gees wat Jesus vir ons beloof. Die Gees van God kom regtig ons oë oopmaak. As getuies daarvan, ek hou altyd van 'n getuienis, en ons het vanoggend het ons die getuienis van Paulus. Wat Paulus sê, wie is hierdie Gees? Hierdie krag van Jesus waarvan hy praat. Hoe werk hy? Ons lees in 2 Korintiërs 3 waar hy met die gemeente daar praat. En dan sê Paulus vir hulle, ouens, kom ek sê net vir julle, hoekom ons julle bedien. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie, want ons kan nie uit ons eie krag uit nie. Ons het nie ons eie suurstof van die Gees wat binne in ons werk. Kom ons lees saam. Begin ons weer onsself aanprys? Begin ons op ons eie asemhaal? Nee. Of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief geskryf op ons harte vir almal om te lees en te verstaan. Dis tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. En jy moet nou mooi hoor hierso, Paulus gaan hier nou werk met die 10 gebooie wat op klip uitgegraveer is en met die Gees van God wat op harte werk. So, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Ons haal nie meer op ons eie asem. Ons haal asem deur die Gees. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend. Kan jy die hele tyd hoor, Gees wat lewe gee,
letter maak dood, gees maak lewend. En dan gaan Paulus aan en hy verduidelik Moses wat na die Here toe gaan en dan is die heerlikheid van die Here skyn oor sy gesig, kry die 10 gebooie, dan moet hy sy gesig versluiers want die volk kan nie na hom kyk nie. Maar dan is hierdie heerlikheid besig om weg te gaan en Moses moet dit amper al wegsteek. Dit hou nie hierdie 10 gebooie nie, sê Paulus, en dan kom hy by vers 10. Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. Die 10 gebooie wat die Here gegee het, dit is nie so groot soos die gees van God en soos wat Jesus in ons is nie. As wat aan die verbygaan was van heerlikheid gestraal, dit veel nog meer sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gefestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses, nou dink hy weer terug aan Moses, wat sy gesig met 'n sluier moes toemaak nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel nou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Praat Paulus hierso oor die Jode wat nie vir Jesus wil aanvaar nie. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. En dan sê Paulus hierso, die Here beteken hier die gees, en waar die gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Liewe vriende, dis 'n lang gedeelte, jy moet hom dalk weer gaan lees en 'n ou se verloor partykeer half die trant van Paulus se redenasie, maar dit kom in kort daarop neer dat die Gees van God die Gees is wat kom lewe gee. En omdat hy vir ons lewe gee, dit doen die Here wat die Gees is. Omdat hy lewe in ons kom gee, gebeur daar 'n paar goeters met ons in ons lewe. Paulus sê, ons bekwaamheid kom nie van onsself nie. So hoe weerspieël ek die krag van die Here? Deur derentyd daaraan te dink, Here, dis nie ek nie, maar dit is U. Ons bekwaamheid kom van die Here, nie van onsself nie, van die Gees van God. Ek dink ons as dominees moet onsself ook baie keer daaraan herinner, gedurig daaraan herinner. Vriende, ek staan nie hier voor julle vanoggend omdat ek 6 jaar gestudeer het. My bekwaamheid is nie in die eerste plek omdat ek gestudeer het. As dit die geval sou wees, sou dit nie goed wees nie. Enige goeie verkoopsman kan die evangelie verkoop. 'n Goeie verkoopsman kan sand aan 'n Arabier verkoop, jy weet dit, né? En dis sy bekwaamheid, sy manier hoe hy praat, sy manier hoe hy met mense in kontak kom. Dis nie ons bekwaamheid nie. Ons bekwaamheid kom van die Heilige Gees wat in ons harte werk. Kom ons vat dit af op gewone werk. Die feit dat ons lief is vir mekaar, die feit dat ons omgee vir mekaar, die feit dat ons 'n gemeente is nie omdat ons oulike mense is nie. Ons bekwaamheid kom nie in ons struktuur van ons kerk nie, of die naam van ons kerk nie, ons denominasie nie. Ons bekwaamheid kom van die Heilige Gees wat binne in ons harte werk. En dit weerspieël, dit moet ons weerspieël. Johannes het op 'n stadium gesê, Johannes 3 vers 30 daarom, hy moet meer word, ek moet minder word. Om te weerspieël is nie om jouself te weerspieël. Om te weerspieël is om iets anders te weerspieël. Dis die heerlikheid van God. En dit doen die Heilige Gees in ons harte. So my bekwaamheid.
Die Heilige Gees kom my vrymaak ook. Dink daar aan vers 17, hy is die Gees wat ons kom vrymaak. Vrymaak waarvan? Vrymaak van my eie pogings. Vrymaak van my skuldgevoelens van ek is nie goed genoeg nie. Voel jy dalk vanoggend so? Ek weet nie hoe die Here my kan gebruik nie. Ek voel nie bekwam om gebruik te word nie. Ek vergelyk my met ander mense en dan voel ek onbekwam. Ek het dalk in my lewe baie terugvoer gekry van jy's nie goed genoeg nie. En nou leef ek met hierdie goeters, hierdie boeie om my en ek voel nie goed genoeg nie. Ek kyk na ander mense en ek bewonder hulle in die gemeente wat so vir die Here werk. Vriende, die Gees van God wat lewe kom wek, is die God wat ons kom vrymaak van skuldgevoelens, van minderwaardigheid en kom vrymaak om te sê, hey, ek het jou lief soos wat jy is en ek wil jou gebruik soos wat jy is, daar waar jy is. Gees van God wat lewe wek, maak ons bekwam. Die Gees van God maak ons vry en die Gees van God help ons om te weerspieël. Daai laaste vers is verskriklik mooi. Ons almal is besig om die heerlikheid van Jesus te weerspieël. En dan sê Paulus, dit doen die Here wat die Gees is. Partykeer dink ek ons dink te geestelik oor die Gees se werk. Jy weet iets wat nie, jy kan nie lekker dit vasvat nie, dis geestelik. Dis daarbo, dis ver, dis wollerig. Nee, wanneer jy en ek die heerlikheid van Jesus Christus weerspieël, is dit daar waar ek saam met mense sit, soos wat hy saam met mense gesit het, en waar ek net 'n oor kan wees om te hoor, waar ek kan omgee, waar ek jou raak sien as iemand wat die Here baie liefhet. Om die heerlikheid van Jesus Christus te weerspieël. Daarvoor het ons die Gees nodig om die sluier van ons af te kom aftrek. Weet jy wie van julle was al in vir oogoperasies nie? Wie van julle was al in? Ek was ook al in gewees. So as die kakkerlakke afgehaal word en partykeer, nê. Die katarakke wat met ouderdom kom en goed. En daai wonderlike ding na so 'n oogoperasie, hoop ek en bid ek dat jou operasie suksesvol was, dat jy kan sien en dat jy net soveel beter kan sien. Dit doen die Heilige Gees. Kom trek die sluier weg sodat jy en ek kan raak sien. Raak sien dat ek maar by die Vader mag wees. Raak sien dat Jesus Christus my vriend is. Raak sien dat hy die dood oorwin het, dat niks my kan skei van sy liefde nie. Raak sien dat die Heilige Gees kragdadig elke liewe dag binne in ons werk. Dis alledaagse goed. Is nie goeders wat in die wolke is. Dis alledaagse goed. Die eerste kerk, jy kan in Handelinge gaan lees, wat doen hulle? Hoe weerspieël hulle die heerlikheid van Jesus Christus? Hulle kom by mekaar en hulle eet saam en hulle deel dit wat hulle het, deel hulle met ander mense. En die wêreld word op sy kop gegooi. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle het nog nooit so iets beleef nie. Dat mense so omgee vir mekaar, dat mense so omgee vir mense wat nie aan hulle groep behoort. En nou sit jy en ek hierso vanoggend, 2000 jaar later, en die kerk is nog steeds aan die gang. En die kerk lewe nog steeds, en bedieninge gaan nog steeds voort. Hoekom? Want die Gees van God is die God van lewe, wat nie sal toelaat dat sy kerk ten gronde gaan nie. Vriende, strukture en name kan verander, en dominees kan kom en gaan,
En ouderlinge kan kom en gaan, maar die kerk van die Here sal altyd daar wees, omdat die Gees van God die Gees van lewe is, wat sal sorg ook vir die liggaam van Jesus Christus. So, die belofte van lewe is vir ons, ook vanoggend by jou, en ek wonder as ek in jou hart kan kyk, dalk kan jy beaam vanoggend, Here, dankie vir u Gees, dankie dat ek oë het wat raak sien, dankie dat ek kan omgee, dankie Heilige Gees, dankie dat u binne in my werk. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy sê, ek is nie so seker of die Gees binne in my werk, of ek die Heilige Gees het nie, dit kan wees. Kan wees. As jy sê, ek weet nie, wil ek vir jou uitnooi, wil die Here vir jou uitnooi, nie ek nie, wie die ongeluk is ek, wil die Here vir jou uitnooi, laat my toe in jou lewe, laat toe dat my Gees binne in jou lewe, laat toe dat my Gees nuwe asem binne in jou blaas, sodat jy kan lewe. Miskien is jou hart so 'n bietjie hard vanoggend en sê jy nee. Ek hoor wat jy sê, maar dis nie vir my nie. En bid ek ook dat die Here ook in jou hart sal werk op sy tyd en soos wat hy dit doen. So die belofte van hemelvaart, die belofte van lewe is vir ons. En jy en ek het die wonderlike voorreg om in hierdie lewe uit te gaan en te gaan lewe. Geesgedrewe te gaan lewe. Kom ons bid saam. Here, u ken ons harte. U ken elke hoekie van my lewe. Dankie dat u suurstof kom blaas. Geestesasem kom blaas binne in ons. Dankie daarvoor, Here. Here, ek bid vanoggend spesifiek as daar iemand vanoggend hier is wat twyfel, wat nie seker is nie, wil ek bid Heilige Gees dat u sal oortuig. Dat u die een is wat sal inbeweeg en harte nuut maak. Ek wil saam met ander kinders van u dankie vir u sê, Heilige Gees, vir u lewe binne in ons. Dankie dat u ons bekwaam maak. Dankie dat u ons vry maak. Dankie daarvoor, Here. En ons gebed is, kom en help vir ons om al hoe meer die beeld van Jesus Christus te weerspieël. Kom, Skepper Gees, en kom maak vir ons nuut asseblief. In u naam bid ons dit. Amen. In aanbidding wil ek steeds hê dat ons nog steeds aangaan, alhoewel ek amen gesê het. Daar's die name van persone wat verjaar in hierdie week wat kom. Soos wat jy daarso sit en jy ken van daardie name, dra hulle nou aan die Here op en sê Here baie dankie. Wilna, sien jy's hierso vanoggend? Wat verjaar, ons dink aan jou ook, ons sal volgende Sondag gaan ons vir jou baie geluk sê. Daai persone, dra hulle aan die Here op. Here, dankie vir hierdie persone, dankie dat ons nog 'n lewensjaar aan u kan opdra. En dan was Gerda gister by Mission Ablaze gewees, 30ste verjaarsdag, en toe ek dit sien, toe dink ek net daaraan die Gees van God wat vir 30 jaar, weet, ouens kan 'n vinnige dingetjie begin en dan na 'n paar jaar dan verloor hy sy stoom. En regtig hierso vir 30 jaar is hierdie beweging besig om 'n verskil te maak in mense se lewens met 'n bord kos elke dag. Gerda, dankie daarvoor
dat jy daar was en dat jy ons verteenwoordig het daar en ons sê vir die Here ook dankie dat hy sy hand oor hulle hou. Nuwe kerkraadslede wil ons aan die Here opdra. Daar is 3 nuwe lede, Willie en Stef en Ignis, dat die Here deur sy gees ook in julle sal werk om vir julle te oortuig of dit nou die seisoen is wat julle betrokke gaan wees by die kerkraad. So ons dra vir hulle op aan die Here. En dan ons persone wat ons nooit wil vergeet nie, wat sukkel met gesondheid en daar's dalk name wat jy meer van weet, nie almal wil hulle name op hê nie. As jy weet van iemand tree in en op hierdie oomblik wil ons intree vir Babsie en vir Eugene en vir Emilia, dat die Here sy hand oor hulle sal hou en ons langtermyn siekes, dat die Here regtig by hulle, en ek dink altyd aan die familie ook, by die familie ook sal wees, Antoinette en Sue en Warend en Nick en Les, Marius en Jacob en Teresa en Gerda. By hulle sal wees, Gees van God, U is die Gees wat vashou en dat U ook hulle as familie sal vashou, ook in hierdie tyd. Dankie Here dat ons dit van U kan vra en kan weet dat U luister. Amen. Ons gaan nou die Here geleentheid gee om ons dankoffers te gee en terwyl dit gedoen word, gaan die sanggroep gaan hulle vir ons voor. Julle kan saam sing. Hulle hoef nie alleen te sing nie. Good job. Strome van seën uit die hemel, gee God aan ons deur sy Gees. Hy skenk die wedergeboorte, maak van ons lewe fees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagliks kan leef tot U eer. Strome van seën uit die hemel, kom van die Heilige Gees. Hy wek geloof en bekering, dat ons sy kinders kan wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagliks kan leef tot U eer. Strome van seën uit die hemel, kom deur die werk van die Gees. Hy kom vernuwe ons denke, om meer gehoorsaam te wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagliks kan leef tot U eer. Dat ons kan groei en kan vrug dra, dagliks kan leef tot U eer. Sommer besluit, dit gaan ons liedjie wees vir môre aand en vir Dinsdag aand ook. Hierdie goeters vat my terug na Pinksterbidure, my kinderdae uit, hierdie Halleluja liedjies, lekker om dit saam te sing. Vriende, kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Ek vergeet altyd, daar's 'n omgeefonds, is ons reg daarso, as jy wil gee
vir die omgeefonds, noodfonds, is jy baie welkom om daarvoor by te dra. En nou, liewe vriende, ontvang die seën van die Here. En hierdie seën is spesifiek daarop gemik sodat ons kan groei in hom. So mag jy die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ontvang en groei in hom. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. 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 Die Here seën